Jy is 'n seun van die Allerhoogste God. Deel 1. Die doel van hierdie reeks is om die waarheid oor die kennis van die Seun van God in die Bybel uit te wys en die kennis dan te gebruik om te groei tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Ek gaan in hierdie reeks doelbewus net die Bybel aanhaal, sodat jy nie my interpretasie hoef te lees of na te luister nie, maar luister of lees wat in die Bybel geskryf staan. Op hierdie manier is dit God wat direk met jou uit sy woord praat, en dan kan die Heilige Gees die skrif aan jou openbaar. Daar staan immers geskryf in 1 Johannes 2 vers 27, die salwing wat julle van hom ontvang het, bly in julle, en julle het nie nodig dat iemand julle leer nie. Maar soos dieselfde salwing julle aangaande alles leer, so is dit ook waar en geen leuen nie. En soos die julle geleer het, so moet julle in hom bly. Nou Paulus skryf die volgende in Efesiërs 4 vers 11 tot 13. Hy het sommige gegee as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus. Hoor nou hierso, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Nou ek gaan hierdie reeks baseer op Johannes 10 van vers 27 tot 38 waar Jesus praat. En hy sê, my skape luister na my stem, en ek ken hulle en hulle volg my, en ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. My Vader wat hulle aan my gegee het is groter as almal, en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. Ek en die Vader is een. Die Jode het toe weer klippe opgetel om hom te stenig. Jesus sê vir hulle, baie goeie werke het ek julle getoon van my Vader, oor watter een van die werke stenig julle my? Die Jode antwoord hom en sê, dis nie oor 'n goeie werk dat ons u stenig nie, maar oor godslastering, omdat u wat 'n mens is, u self God maak. Jesus antwoord hulle, is daar nie in julle wet geskryf, ek het gesê julle is gode nie? As dit hulle gode noem tot wie die woord van God gekom het, en die skrif nie gebreek kan word nie, sê julle vir hom wat die Vader geheilig en in die wêreld gestuur het, u spreek godslasterlik, omdat ek gesê het, ek is die Seun van God? As ek nie die werke van my Vader doen nie, moet julle my nie glo nie, maar as ek dit doen, al glo julle my nie, glo die werke, sodat julle kan erken en glo, dat die Vader in my is, en ek in hom. Die Jode wou Jesus stenig, omdat hy gesê het, ek is die Seun van God. Hulle interpreteer Jesus se woorde, ek en die Vader is een, en ek is die Seun van God, as godslastering, omdat Jesus wat 'n mens is, homself God maak. Jesus sê ook in vers 38, erken en glo, dat die Vader in my is, en ek in hom. Nou daar's 4 belangrike dinge wat Jesus hier gesê het. Hy het gesê, my Vader, hy het gesê, ek en die Vader is een, hy het gesê, die Vader is in my en ek is in die Vader, en ek is die Seun van God. Nou ek gaan hierdie stellings wat Jesus gemaak het as basis vir hierdie boodskap gebruik, want Jesus het geweet wie hy is, en gepraat en opgetree, soos die Seun van God. Nou kom ons kyk na nommer 1. Jesus praat van my Vader. Met ander woorde, God is Jesus se Vader. Kom ons lees 2 ander skrifgedeeltes ook wat dit bevestig. Johannes 16 vers 28. Ek het van die Vader uitgegaan en in die wêreld gekom. Weer verlaat ek die wêreld en gaan na my Vader toe. In Johannes 8 vers 42 sê Jesus vir hulle, as God julle Vader was, sou julle my lief hê, want ek het uit God uitgegaan en gekom, want ek het ook nie uit myself gekom nie, maar hy het my gestuur. Nou is duidelik uit hierdie 2 verse dat God Jesus se Vader is, en dat Jesus
uit God gebore is. Paulus skryf in Galasiërs 3 vers 26, dat ons ook almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus is. Die Engelse vertaling, die New King James sê, "For you are all sons of God through faith in Christ Jesus." Nou as Jesus en ons kinders of seuns van God is, dan moet ons gaan kyk wat die Bybel oor Jesus en ons geskryf het. Is dit dalk moontlik dat jy net soos Jesus ook God se seun is? Met ander woorde, is God ook jou Vader en is jy net soos Jesus uit hom gebore? Nou kom ons lees dit. Johannes 1 vers 12 sê, almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Hoor nou hierso, aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. En jy sien, jy's uit God gebore. Jakobus 1 vers 18 sê, volgens sy wil het hy ons voortgebring deur die woord van die waarheid, sodat ons as eerstelinge van sy skepsels kan wees. 1 Petrus 1 vers 23 sê, julle is wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. In Johannes 20 vers 17 sê Jesus vir Maria, raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader nie, maar gaan na my broeders en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader en my God en julle God. Kan jy sien dat Jesus ons broeder is en dat God sy Vader is en ook ons Vader? Dat God sy God is en ook ons God. In 1 Johannes 3 vers 2 staan daar, geliefdes, nou is ons kinders van God en is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as hy verskyn, hoor nou hierso, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. 1 Johannes 5 vers 1 sê, elkeen wat glo dat Jesus die Christus is uit God gebore, en elkeen wat die Vader lief het, het ook die een lief wat uit hom gebore is. En dan in Hebreërs 2 vers 11 sê hy wat heilig maak, sowel as hulle wat geheilig word, is almal uiteen. Om hierdie rede skaam hy hom nie, om hulle broeders te noem nie. Kan jy sien dat jy net, soos Jesus, uit God die Vader uitkom? Nou ek gaan weer die kerngedeeltes van hierdie verse herhaal. Daar staan, ons is nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore. Hy het ons voortgebring deur die woord van die waarheid. Jesus sê, ek vaar op na my Vader, julle Vader, my God en julle God. Dan het ons ook gelees, as hy verskyn, sal ons aan hom gelyk wees. As Jesus praat en as Paulus hulle praat in die Bybel, dan staan daar so, vrede van God, onse Vader. As Jesus ons leer bid, dan sê hy, onse Vader, wat in die hemel is. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is uit God gebore. En dan die laaste deel, hy wat heilig maak, sowel as hulle wat geheilig word, is almal uiteen. Omdat ek en jy glo dat Jesus die Christus is ons uit God gebore. Jy kan dus met groot vrymoedigheid sê, God is my Vader en ek is uit hom gebore. Kom ons bid saam. Dankie Vader vir die openbaring van Jesus Christus en die kennis wat ons kan verkry om gevul te word met al die volheid van God. Ek wil afsluit met 'n persoonlike vraag om oor na te dink. Glo ek dat God my Vader is en dat ek uit hom gebore is? Hierdie is die einde van deel 1 van jy is 'n seun van die Allerhoogste God. Deel asseblief die boodskap.